Dankie Jonathan. Wat ek vergeet het om te sê, dit was natuurlik nie die eerste jaar wat ons hierdie doen nie by Santos nie, maar dit was die eerste jaar wat ons ook so geleentheid in Hartenbos gehad het. So loof die Here vir sy koninkryk, loof die Here vir die evangelie wat versprei en ek sien hoor van julle hier agter lag so bietjie, ek neem aan julle het julle op die foto's gesien. So dit was 'n great geleentheid en is wonderlik om te sien die impak wat ons ook in die omgewing het. Nou, ons gaan vanoggend so 'n bietjie afskop met 'n nuwe preekreeks. Julle sien daar so hart, julle almal weet hoe lyk 'n hart. En die tema vir hierdie 3 weke waar ons gaan praat is die tema wen liefde met 'n vraagteken. Nou ons almal ken in Afrikaans die spreekwoorde wat opgemaak is oor liefde, nee, daar's baie in Afrikaans. Toevallig dat dit so baie in Afrikaans is. Julle moet my nou 'n bietjie help om dit te onthou. Ons ken liefde wen. Ons ken liefde oorwin. Dan ken ons die een wat so bietjie, hy is nie negatief nie, maar hy sê hom so bietjie anders. Hy sê liefde is blind. Ja. So jy weet as jou kinders nou verlief is, dan sê jy nou maar net, die liefde is blind. En dit beteken net hoe sterk is die krag van liefde. Dan weet ons ken die spreekwoord wat sê liefde oorwin alles, liefde verander alles. Ek dink hy kom uit die Engelse eenheid wat sê love changes everything. Onthou julle daai song? Iemand wat hom vir ons wil kom sing? Andrew Lloyd Webber. Onthou julle hom? Love changes everything. Hands and faces, earth and sky. Ja, dramaties, né? Love changes everything. Hy sê so my iets van it turns the summer into, ek weet nie wat nie, and it turns a night, or a year into a night, of so iets, ek weet nie. Dis die krag van liefde, nee. Net dan is, ek weet nie of julle hierdie een so goed ken nie, maar hy sê, liefde is sterker as die dood. Wie van julle het hom al gehoor? Liefde is sterker as die dood, en hy kom uit die Bybel uit. Gaan soek hom, hy staan in Hooglied 8. Liefde is sterker as die dood. So ons ken al hierdie spreekwoorde, maar ons wil bietjie in hierdie reeks net vra, wen liefde regtig? Want ons wil stories hê van liefde wat in situasies en in omgewings wen, want wanneer ons stories vertel, dan bemoedig ons mekaar, nee, en dan is die bewyse van dit daar. So, ons wil jou vra in hierdie tyd, as jy weet van 'n storie waar liefde regtig gewerk het en oorwinning gebring het, om hy storie vir ons te bring, dat ons dit bietjie kan deel. Maar een van die groot redes, as ek nou moet sê, hoekom sal ons sê wen liefde, is omdat ons dit in die skrif sien. Ons sien in die skrif dat God se liefde het gewen. God se liefde is steeds besig om te wen en God se liefde gaan finaal ook wen, want God is liefde. En met ons as mens gebeur daar iets wanneer ons in God se liefde is en wanneer ons sy liefde beleef. Nou, ons het nou Paasnaweek gehou en ons het in Paasnaweek baie gepraat oor die tema sy bloed. So, ek wil vanoggend dalk net so ietsie van dit sê om vir ons 'n brug te bou na hierdie reeks toe. So, ons het gesê, Jesus se bloed het gevloei en Jesus se bloed het ons kom was en ons kom skoonmaak van sonde en ons is bedek met sonde. Daarom het Jesus se bloed 'n oorwinning gebring. Dit het 'n beslissende oorwinning gebring. Jesus se bloed het iets kom doen wat niks anderste kon doen nie. Want die mens was skuldig aan sonde. Ons het gesê, Paulus skryf dit eksplisiet in Romeine 6 vers 3, hy sê die loon van die sonde is die dood. Hy draai nie doekies om nie, hy sê van die begin af was die loon van die sonde die dood. En die vyand was die een wat die mag gehad het oor die dood, en hy kon natuurlik, ons het gepraat van die een Engelse vertaling, wat gepraat van, hy die klagstaat, die legal handwriting, het hy die heeltyd voor ons gehou, en gesê, die dood is julle uiteinde. 'n lewe sonder God, verwyder van God, weg van God, die dood, want daar was sonde gewees. Maar Jesus kom was ons met sy bloed, hy bedek ons met sy bloed, en nou is daar geen aanklag meer teen ons nie.
Daar's geen meer beskuldiging teen ons nie, want daarom sê Romeine 8 vers 1 ook, vir die wat in Christus is daar nou geen veroordeling nie. Want wanneer die vyand nou na ons kyk, dan sien hy net die bloed van Jesus. En die bloed van Jesus is reinig. Die bloed van Jesus is skoon. Die bloed van Jesus het ons ook geheilig en gereinig en skoon gemaak. So ons het baie gepraat oor Hebreërs, want ons is in Hebreërs die jaar oor Hebreërs 9 vers 4, en ek wil volgende gou vir jou weer lees, wat sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus julle gewete reinig van dooie werke. Nou jou gewete, het ons gesê, is die plek waar jy dink voordat jy dink. Jou gewete is die plek waar jy dink voordat jy dink. Met ander woorde, jou gewete bepaal wie jy is. En die mens se gewete voor die kruis was vasgevang by 'n plek waar die mens oor hom gedink het voordat hy gedink het, want daai denke was, daar was sonde, ons is verlore, ons is in 'n toestand van slawerny en die uiteinde is die dood. Dit was die mens se gewete. Die Griekse woord is sunaidesis. You are aware of something and you see that and you know that. Maar toe kom die kruis. En toe verander die mens se sunaidesis, die mens se awareness, bewustheid verander. Efesiërs praat ook van die nuwe mens, the recreated people in Christus. Die mens verander nou hoe hy oor homself dink, waar hy dink, nog voordat hy dink, die gewete wat bepaal wie hy is, dit verander en die mens begin nou te leef met 'n nuwe vertrekpunt. In Christus. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Hoekom sê ek vanoggend vir jou hierdie? Wat het dit te doen met wen liefde? Daar was net een ding wat Jesus se kruisdood gemotiveer het. Daar was nie 'n wet nie. Daar was nie 'n opdrag nie. Daar was nie enige verpligting nie. Daar was net een ding wat Jesus se kruisdood gemotiveer het en dit was sy liefde. Ons het oor die Paasnaweek ook gesê, was dit die spykers wat eintlik Jesus aan die kruis vasgenaal het, dit was sy liefde vir ons. Want dit was die enigste manier om die mens te verlos van hierdie mag van die bose, was dat die mens met die bloed van Jesus gewas moet word, want die mens was geaffekteer deur sonde en die mens, alle mense was geïnfekteer deur sonde. So net Jesus se bloed kon dit doen. En Jesus se kruisdood, die feit dat hy kom en hierdie oorwinning behaal oor hierdie aanklag van die vyand deur sy bloed, kom as gevolg van sy liefde. En daar's 'n krag agter hierdie liefde van Jesus wat werk. So ek het 'n prentjie gesoek, maar kon nie 'n prentjie kry nie, want ek wil eintlik 'n Golgotha opgesit het met kruise en dan bo oor net 'n banier. So as jy so 'n prentjie kan kry, stuur hom asseblief vir my. Bo oor 'n banier wat sê liefde. Die banier oor die kruis, oor Golgotha se gebeure. Daar's een groot banier daar en dis die banier van liefde. En dis, ek weet nie of dit so is nie, maar ek dink dit is so. Ek dink dis waar ons hierdie spreekwoorde kry. Liefde wen, liefde oorwin. Liefde gee nooit op nie. Love changes everything. Liefde gaan die ekstra myl, want ons sien dit in die Bybel, ons sien dit in die skrif, dat God se liefde onomwonde, kan ons dit sê, het gewen. God se liefde het oor en oor en oor en oor bewys dat dit wen. Nog vandag wen mense en kom daar oorwinning as gevolg van die kruis. Nou ietsie baie, baie interessant. Die aand voor Jesus sterf, eet hy saam met sy disippels. Dis by daai geleentheid wat hy vir hulle die nagmaal bedien. Dis by daai geleentheid waar hy praat
oor sy kruisdood wat op pad is. Hy sê die tyd is nou hierso. Dis by daai geleentheid wat hy hulle voete was, en dan as hy hulle voete was, dan wil Petrus nog keer, en dan sê Jesus, nee, ek moet julle voete was, sodat julle deel kan hê aan my. So gebeur 'n klomp goed op hierdie vooraand. Dis die nagmaal, dis die voete was, Jesus praat oor sy kruisiging, en dan in daai hoofstuk, Johannes 13, gaan lees dit bietjie, is 'n groot hoofstuk, in daai hoofstuk, dan sê Jesus ook, en nou gee ek vir julle 'n nuwe gebod. Nou, ons het by Paasnaweek of oor Paasnaweek het ons baie gepraat oor Jesus se koningskap, nee, ons het gesê, daai laaste week, eintlik deur Jesus se hele bediening, was sy koningskap die heeltyd geopenbaar, daar was die heeltyd geleenthede waar mense ontdek het, hy's 'n koning, en daai laaste week, voor sy sterwe, is dit die tema van alle temas. Tot daar in die hofsaak, sê Pilatus vir hom, is hy 'n koning? Hy sê, ja, ek is 'n koning. En ek het gekom om van die waarheid te getuig. So hierdie is op die vooraand, net voor sy kruisiging, en sy disippels weet nou dat hulle weet, hy is die koning, hy is die gesalfde een, hy is die seun van God, wat die koning is, wat kom, wat die ewige laaste koning sal wees. En toe hy sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, toe weet hulle, dis net 'n koning wat gebooie kan uitvaardig. Dis net 'n koning wat so iets kan sê. En as 'n koning so iets sê, dan beteken dit daai gebod is in ooreenstemming met sy koninkryk. So daai gebod verteenwoordig sy koninkryk. Daai gebod sê hoe sy koninkryk is. En wat sê hy dan vir hulle? Johannes 13 vers 34, hy sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Kom ons lees hom gou weer. 'n nuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Dis ver groter as, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, met al jou verstand, jou naaste soos jouself. Dis ver groter as dit hy sê, julle moet mekaar nou lief hê, soos ek julle lief gehad het. So moet julle mekaar lief hê. So Jesus sê, ek gaan iets doen. Ek gaan iets doen by die kruis. Eintlik hierdie voete was, is 'n beeld van wat ek gaan doen. Ek gaan julle was met my bloed. Maar dit gaan my lewe kos, want hy het gesê, hierdie is my liggaam wat gebreek word, hierdie is die beker van die Nuwe Testament. Dit gaan my lewe kos om julle te was met my bloed, maar dit wat ek gaan doen, dit gaan die sonde, die mag van die sonde, die aanklag, die beskuldiging van die sonde, gaan dit verbreek. En in hierdie hele pakkie gooi hy dit in, en hy sê, maar ek gee ook vir julle 'n nuwe gebod. Hy sê, ek gee vir julle ook 'n krag, ook 'n manier om lewe te gaan bring daar waar daar dood is, en dit is deur die krag van liefde, die krag van selfopofferende liefde. Nou as ons oor daai goed begin praat in ons moderne wêreld, dan is dit asof ons almal wil wegskram van dit af. Want Jesus kom in, ekskuus dat ek dit so sê, maar hy kom in ons morsige sonde in. En eintlik wat Jesus hier sê, is hy sê, ek gee vir julle die krag van liefde, van selfopofferende liefde, van bonatuurlike liefde, om in te gaan daar waar daar pyn is. Om in te gaan daar waar daar moedeloosheid is. Om in te gaan daar waar daar gebrokenheid is. Selfs om in te gaan daar waar daar haat is. Om in te gaan met hierdie liefde waar daar sinneloosheid van bestaan is. Doelloosheid. So wat sê Jesus met sy gebod? Hy sê, hier's 'n liefde wat goed verander. Hier's 'n liefde wat die mag van dood, die mag van lelik verbreek. En my gebod sê, dis my manier, maar wees julle deel van my manier. Wees julle deel van my selfverlonende liefde. Net later, Johannes 17, dan bid Jesus, dan sê hy, Vader, soos wat U my gestuur het, stuur ek hulle. Die krag van liefde, liefde wen. Was dit nie God se liefde, wat tot aksie oorgegaan het nie, was daar nie verlossing nie.
Was dit nie hy wat ingetree het in ons wêreld nie, as 'n spreekwoord waarvan ek baie hou, 'n spreekwoord wat sê, people need love the most when they deserve it the least. Ons het nie sy liefde verdien nie, maar hy het sy liefde gebring. Nou hierdie jaar praat ons oor Hebreërs al die pad, en is interessant, as jy na die boek Hebreërs gaan kyk, dan sien jy Hebreërs het hierdie geweldige groot temas, nê. Dit is die een groot tema na die ander. Dit praat eerstens oor God, en God wat homself aan ons kom bekendstel deur Jesus, en sê Jesus wie hy is. Hy sê hy dra alles deur die krag van sy woord. Hy sê hy is die uitstraling van God se heerlikheid. Hy's 'n koning, hy's met eer en heerlikheid gekroon. Hy is ook 'n koning wat sy lewe neergelê het. Hy het 'n eenmalige offer gebring in die troonkamer van God. Dis al hierdie groot temas. Praat oor die geloofshelde, praat oor die hoop wat die anker is vir ons siel, en so gaan ons aan. En dan praat Hebreërs ook oor die feit dat ons ingesluit is by dit wat God gedoen het. Ons is nou sy eklesia. En ek het gaan soek vir dit. Ek wil amper sê, toe kry ek dit wraggies. In Hebreërs, dat ons ook ingesluit is by hierdie groot opdrag, die krag van liefde. Hoor gou, hoe beskryf die Hebreërs skrywer dit? Dit is die laaste boek van Hebreërs, Hebreërs 13, vers 20 en 21. Hy sê, mag die God van die vrede, hoor hoe ver vat hy hom terug, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk, wat welbehaaglik is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom, tot in alle ewigheid. Hoor jy gou hierdie groot temas hierso. Die Bybel komplementeer mekaar. Die Hebreërs skrywer vat hier 'n klomp goed. Hy vat die bloed. Hy vat die herder. Hy sê hierdie herder het sy lewe neergelê, want hy's teruggebring deur die bloed van die ewige testament, teruggebring uit die dode uit, opstaaningskrag. So hy praat van Jesus en sy bloed en die feit dat hy 'n herder is, en dan sê hy, mag hy julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk. So wat sê die Hebreërs skrywer? Hy sê, die goeie herder werk nou in ons. Hy werk nou in ons deur sy gees om sy wil te doen. Hy werk nou in ons sodat ons ook iets van hierdie goeie herder eienskappe kan verstaan wat sy lewe neerlê. Hy werk daai eienskappe binne in ons dat ons ook kan verstaan hoe is dit om ons lewens neer te lê en te gaan met die krag van liefde om mense te gaan haal sodat die oorwinnende krag van God in hulle lewens kan werk soos wat dit in ons lewens gewerk het. Is dit nie ongelooflik nie? Dis die eerste keer eintlik wat ek hierdie skrif so sien en hierdie punte bymekaar bring. Hy's 'n goeie herder. Hy het sy lewe neergelê. Maar hy het opgestaan uit die dood uit. En nou het hy ons nie gelos nie, maar hy is nog steeds hierdie goeie herder wat nou in ons werk om op dieselfde manier lewe te bring sodat daar heerlikheid kan wees. So die Hebreërsboek of brief bestaan uit al hierdie groot temas uit. Al hierdie baie groot temas van hoofstuk 1 tot 12 en dan ewe skielik aan die einde van hoofstuk 12 en die begin van hoofstuk 13 is daar amper 'n verrassing. Hoor gou, ek het nou nie op die skerm nie, maar hoor gou hoe eindig Hebreërs 12. Hy eindig met daarom omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees. En so God welbehaaglik dien met eerbied en met gesag. So ons
het hierdie koninkryk ontvang. Dis die werk van wat God gedoen het. Hy het gekom, hy het deur Jesus kom praat, hom kom bekendstel. Hy het 'n eenmalige offer gebring. Hy het ons geroep, sy eklesia. Hy het ons deel gemaak. Hy het ons gewas met hierdie eenmalige offer in sy bloed. En nou, ons is deelgenote van sy heerlikheid. So hy sê, ons het hierdie onwankelbare koninkryk ontvang. Laat ons God nou welbehaaglik dien. Maar hoor gou, hoe gaan hy aan? Al hierdie groot temas, einde hoofstuk 12, en dan is dit asof hoofstuk 13, asof die Hebreërs skrywer dan vir ons wil sê, okay, is al hierdie groot temas, maar hier's hoe julle dit gaan doen. En hoor gou, hoe begin hoofstuk 13? Ek het gou gaan kyk in die verskillende vertalings, wat is die opskrifte van hoofstuk 13? Die 83 of die 53 vertaling sê net verskillende voorskrifte. Dan sê die 83 vertaling, die Christelike lewenswandel, hoe ons moet wandel, nee. Die 2020 vertaling sê laaste opdragte, en die boodskap sê praktiese Christenskap. Al hierdie groot temas, kom ons praat nou gou 'n bietjie oor hoe lyk dit prakties. Ons wil mos altyd weet hoe. Nou hier is 'n goeie verduideliking, hoofstuk 13, van hoe. As ons praat van hierdie koninkryk, die laaste koninkryk, God wat kom, God wat mense insluit, deelgenote van sy heerlikheid, hy wat alles nuut maak. Hoe? Hoofstuk 13 sê dit vir ons so mooi, en hoor gou, hoe begin hoofstuk 13 vers 1, 'n kort sinnetjie. Hy sê, die broederliefde moet bly. Die broederliefde moet bly. Die liefde waarmee ek oorwin het, Jesus die oudste van al die broers, die liefde waarmee ek oorwin het, is nog steeds die liefde wat oorwin en gaan aanhou oorwin, en dis die liefde wat moet bly. Nou as jy daar gaan kyk, dan sien jy, dan kry jy die Griekse woord, het is moeilik om hierdie woorde uit te spreek, en dit is nie soos die fliek nie, nee, maar is die Griekse woord Philadelphia, hy sê bietjie anders as Philadelphia, Philadelphia, en dit verwys na 'n liefde wat verwag word onder familielede. So in hierdie geval, 'n liefde wat verwag word onder die geestelike familie van God. So wat sê die Hebreërs skrywer vir ons? Hy sê, die broederliefde moet bly. Net soos wat liefde die oorwinning gebring het aan die kruis, die banier, is daai selfde banier oor ons lewens geskryf. Ons dra ook nou hierdie banier, want ons is ook geroep deur hierdie goeie herder, om op dieselfde manier met hierdie liefde oorwinning na ons wêreld toe te vat. Dit moet bly. Liefde moet die sentrale punt van alles bly. Sonder liefde is daar niks. Geloof, hoop en liefde. As daar nie liefde is nie, is daar nie hoop nie. En dan gaan hy aan, ek kan maar solank hierdie tyd lekker Hebreërs 13 lees, dan die res van die hoofstuk, begin hy vir ons verskillende maniere te gee, oor hoe ons al hierdie groot temas moet anker, hoe ons God nou welbehaaglik moet dien, hoe ons hierdie broederliefde moet laat bly. So die eerste ding, en ons gaan bietjie in hierdie 3 weke daaroor praat, maar die eerste ding wat ek vandag vir jou wil gee, wat hy vir ons gee, en dis regtig lekker hoe die woord werk, want dis prakties, dis goed wat ons kan gaan doen. Hy sê in vers 2 die volgende, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder dat hulle dit weet, engele as gaste geherberg. Vergeet die gasvryheid nie. Nou kom ons kyk gou na die Griekse woord. Nou wissel ons regtig ratte. Kom ons kyk gou wat is die Griekse woord vir gasvryheid. Nog moeiliker om uit te spreek. Philoxenia. Philoxenia. Nou kyk gou na daai laaste deel. Daai xenia, nê. Daar's 'n woord wat ons ken wat so lyk. Xenophobia. Wat beteken xenophobia? 'n haat, nê? 'n haat of 'n vrees vir vreemdelinge. Philoxenia beteken iets anders. Dit beteken 'n liefde vir vreemdelinge. So dis 'n tree verder as Philadelphia. Dis 'n treetjie verder. Dis 'n liefde vir vreemdelinge, want gasvryheid beteken ek maak my hart oop, ek maak my wêreld oop vir vreemdelinge, vir mense wat in nood is. Nou baie keer in ons wêreld dink ons mense verkeer net in nood as ons hulle op straat sien en hulle het alles verloor.
Maar terwyl ek aan hierdie werk, toe dink ek, Here, daar's om my soveel nood. Mense wat ek kan sien, hulle het miskien besittings, hulle is miskien nie daar nie, maar hulle is alleen. Emosionele nood. Eensaamheidsnood. Ander tipe nood, ek dink ons kan lyste volmaak van wat se tipe nood daar is, en dis wat hierdie Philoxenia sê, dis 'n liefde vir vreemdelinge wat nood het. Ek love die Engels, kyk gou na die Engelse woord vir gasvryheid, hospitality. Aan wat laat dit ons dink? Hospital. Wat gebeur by 'n hospital? Die hospitaal is 'n plek waar mense versorg word, wat nood het, wat moet herstel, wat iets moet oorwin. Hospitality. Nou vanoggend wil ek gou vir julle 'n foto daar opsit van iemand wat in my lewe gasvry was. So julle kan daai foto gou daar opsit. Ek het die eerste beste foto gegryp. Daar sy. Nou daai mense bly vandag in Durban. Dis mense wat gasvry was teenoor my, en ek kan ure en dae oor hulle praat. Gasvry was teenoor my op die ouderdom van 13. En terwyl hulle gasvry teenoor my was, het daar goed met my gebeur. Een van die goed wat met my gebeur het is, ek het begin ontdek, oh wow, as hierdie mense vir my so omgee, dan beteken dit, ek is waardevol. Hulle het my gevalidate. Nou, iemand het een keer gesê, validation beteken, om nie 'n streep deur iemand se naam te trek nie, maar iemand se naam te onderstreep. Validation. Terwyl hierdie mense net op opofferende manier gasvry teenoor my was, en ek wens ek kon vandag uitbrei daarop. Gasvryheid op allerhande verskillende maniere. So gasvry, en 'n lewe wat so geonderstreep was deur hulle, dat ek uiteindelik Jesus ontdek het. So as ek na daai foto kyk, dan kan ek nie anders as om te dink nie, ek weet God werk op verskillende maniere, maar kan nie anders as om te dink, as hierdie mense dalk nie so gasvry teenoor hierdie 13-jarige seun was, wat in nood was nie, watter koers sou my lewe dalk ingeslaan het. So loof die Here vir mense wat sy hart verstaan. Daar was geen verpligting op hulle om dit te doen nie. Hulle kon beslis, ek kan julle beloof, hulle kon beslis nie iets uit my uitkry nie. Daar was niks wat ek vir hulle kon gee nie, behalwe dat ek natuurlik nou baie oulik is. Maar, so, net mense wat die hart van God verstaan. Mense wat net lief het. En vanoggend wil ek wil net hierdie gedagtes by jou losmaak. Want God gaan werk in ons harte, elkeen uniek. Maar ek wil vanoggend net met jou praat, oor as ons praat van gasvryheid, dis nie goeie maniere nie. Dis iets ouliks om te doen nie, dis diep geestelik. Dis diep geestelik. Dit is die opdrag, dit is die hart van die koninkryk, dit is die krag wat gaan, daar, where people don't deserve it, wat gaan, en oor die brug klim, oor die brug van sonde, oor die brug van teleurstelling, oor die brug van pyn, oor die brug van verlies, oor die brug van my eie lewe, die behoud van my eie lewe, en self en gaan gee, om by die oorwinning van dit uit te kom. En vanoggend wil ek net saam met jou so bietjie net stil staan, vinnig, net gou 'n paar gedagtes. Hoe lyk gasvryheid in ons gesinne? Jy weet, ons is so geneig om altyd hierdie beginsels te wil toepas op die mense daar buite. Want daar's verskeie redes dalk daarvoor, dit gee dalk ons 'n goeie beeld, of dit merk die boksies, ek weet nie. Maar gasvryheid in jou eie gesin. Hoe kan ons mekaar dien om seker te maak die mense in ons gesinne lei oorwinnende lewens? Nou ek het gesukkel hier met voorbeelde, maar miskien is daar iemand in jou gesin, of net in jou gesin nie, in jou breër familie, wat jy weet en wat jy kan sien, is onder geweldige druk
Wat se tipe druk dit ook al mag wees en waar dit vandaan kom? Hoe kan jy daar gaan gasvry wees om daai persoon deur dit te help? Tot by die oorwinning, die krag van liefde. Miskien is daar iemand in jou familie, in jou gesin, wat net iemand nodig het om net 'n paar ure of 'n paar minute stil te sit en net na hulle te luister, net te oor. Partykeer raak mense verlore in families, omdat daar nie ore is wat luister nie. Paulus sê so mooi in Romeine 12 vers 13, hy sê, betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges. Kom op punt, lê julle toe op gasvryheid. Betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges. Jou huismense, jou gesin is die heiliges van God. Lê toe op gasvryheid. Ek wil jou nooi om in hierdie tyd te gaan dink, sê Here, hier's die opdrag. Dis 'n opdrag van 'n koning, want dis die manier hoe hy dit doen. Dis die manier hoe die krag van liefde werk. Hoe lyk dit in my gesin? In jou besigheid. Baie van ons het besighede, ander van ons bestuur besighede, ander van ons werk vir besighede, maar almal van ons bestee 'n groot deel van jou tyd, ver meer as 50% van jou tyd by die werk. Hoe lyk gasvryheid by die werk? Hoe lyk dit om daar mense te dien met hierdie krag? Baie keer hoor ek mense praat oor hulle werke en dan sê hulle, weet jy wat, ek gaan maar net aan, niks gaan verander nie, want die strukture by hierdie werk is van so aard dat goed nooit sal verander nie, so nou gaan ons maar net aan. As ons aan dit dink, dan dink ons dat ons kan miskien nie strukture verander nie, of nie altyd nie, maar ons kan die atmosfeer verander. Wat het Jesus gedoen? Hy kom in 'n struktuur, in 'n wêreld in van Romeinse oorheersing en geweld en geen genade nie. En hy kom in daai struktuur in en hy kom verander die atmosfeer. Jesus se liefde, ja, die hoogtepunt van dit was bewys aan die kruis, maar sy hele bediening, sy hele lewe was liefde. Daar's soveel kere wat sê, he had compassion on people. Elke wonderwerk wat hy gedoen het, was gevul met compassion. Nee. So Jesus bring in hierdie struktuur, bring hy 'n revolusie, 'n liefdesrevolusie, wat alles vir altyd verander. En hoor gou mooi skryf Petrus, dis verstommend, hoeveel skrifte daar in die Bybel is oor gasvryheid. Hoor gou wat sê Petrus, 1 Petrus 4 vers 9, hy sê, wees gasvry jeens mekaar sonder om te murmureer. I think that is for the workplace. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te murmureer. Dis amazing, ons het nie tyd om daaroor te praat nie, maar is amazing die capacity wat God ons gegee het met die gedagte dat ons sout en lig is en dat ons 'n lig is in die duisternis. As jy in 'n plek instap, sonder dat jy nog 'n woord gesê het, draai jy iets in. I've seen it so many times, oor en oor en oor, hoe verskillende mense of iets wonderliks in 'n plek indra, of iets baie slegs, so 'n donderwolk. Wat hy sê, vir jou werksplek. As ons dink aan die kerk, nee, as ons dink aan ons gemeente, nee, dis maklik om hier gasvry te wees op 'n Sondagoggend. Ons is almal rustig, dis Sondag, jy weet, dis goed by die kerk, dis 'n wonderlike atmosfeer hier so, nee. Maar as jy dink, en dis goed, dit moet so wees, ons moet dit so doen, en hou asseblief aan om dit te doen. Maar as ons dink, as ons hierdie gasvrye liefde kan vat na ons wêreld toe, as ons dink na Jesus het nooit gesê, weet, kom na my toe, en kom 'n sorg dat jy uit nie. Hy het na ons toe gekom, hy het na ons wêreld toe gekom, hy het na ons duisternis toe gekom, en ek dank die Here vir 'n gemeente wat sê, hoe kan ons gaan? Hier is so verskillende goed wat ons doen, waar ons gaan en waar ons gaan om liefde te bring. Maar ek dink is iets wat ons moet aanhou vra en sê, Here, hoe kan ons hierdie liefde wat verander, wat 'n krag is, hoe kan ons dit na ons wêreld toe vat? En iemand het een keer gesê, ons het nie 'n come and see gospel nie, ons het 'n go and tell gospel. Mag ons dit meer en meer wees. Hou aan om mense te nooi na die gemeente toe, want dit is God se plek, is sy mense, sy samekoms, maar kom ons hou ook aan om nie net 'n come and see gospel te wees, maar 'n go and tell gospel.
So wanneer ons gasvryheid bewys, ek wil eers dit sê, want ek het vergeet van dit. Ek onthou Joyce Meyer, terug by die gesin. Ek onthou Joyce Meyer het baie jare terug gesê, sy het gesê, sy het eendag besef, sy wat so groot prediker is, sy het besef, die mees geestelikste ding wat sy nou kan doen, is om huis toe te gaan, en haar bergskorrelgoed te gaan was, en haar huis op te ruim, vir haar huismense. Gasvryheid, mees geestelikste ding, wat jy nou kan doen. God het ons gemaak, om hierdie liefde teenoor mekaar uit te leef. Wanneer ons gasvry is, aan mekaar, dan gebeur iets bonatuurliks. Ek wens ek het volgende tyd gehad om my hele storie te vertel van 13, dalk is daar nog eendag 'n kans. Dan gebeur daar iets bonatuurliks. God se onvoorwaardelike liefde kry 'n ruimte om te begin werk. Dis oor en oor bewys deur die sielkunde dat mense floreer in atmosfere van liefde, maar mense kwyn weg waar daar nie liefde is nie. Dink wat gebeur met mense wat wegkwyn sonder liefde. Iemand wat wegkwyn, die Afrikaans sê dit so mooi, kwyn, maak toe. So minder en moeiliker. Kom ek sê eerder, moeiliker en moeiliker vir God se gees om daar te werk. Nou, ek weet God se gees kan deur enigiets werk. Maar God het ons gekies. Skrif wat ek nie eens hier op het nie, is Hebreërs 3 vers 10, wat sê hy het ons, die kerk, gekies om hom bekend te maak. En hy het sê die kragtige tool gegee, die tool van liefde. Ek wil jou vra, om net daar waar jy sit, jou oë te sluit. Vanoggend se woord, het so lekker stuk teologie in van hoekom liefde. Maar dan sê ook baie prakties. Dit baat ons baie min, as ons goed weet, maar dit nie doen nie. Dis hoekom Jakobus ook sê, word nou daders van die woord. Dat ons nie iemand sal word wat soos in 'n spieël kyk en ons wegstap, het ons vergeet hoe ons lyk nie. Ons vertrou die Here hier in Mosselbaai vir 'n omgewing waar sy koninkryk sal kom. En ek wil jou volgende vra om net 'n oomblik te vat. Net die Heilige Gees kans te gee. Daar's nog baie ander areas ook. Maar volgens net vir 'n begin, net in hierdie 3 areas, net te sê, Here, hoe lyk gasvryheid by my huis? Hoe lyk dit by my werk? Hoe lyk dit by my gemeente? Wat sê U vir my? So prakties, maar so kragtig. En ek wil jou nooi. Ek wil jou uitdaag om hierdie woord te vat, om te gaan leef, om te gaan doen. Dan wil ek amper sê, watch this space. Om te kyk wat God doen. Net daar waar jy sit, laat dit so 'n bietjie toe, dat die Here vir jou wys met jou praat. Thank you, God. Kom ons bid saam. Here, vanoggend wil ons hierdie woord ontvang, maar nie net ontvang nie, ons wil dit omarm, ons wil dit embrace. Vanoggend se woord, Here, is nie iets wat ons nie weet nie, maar is iets kragtigs waaraan ons herinner word. As ons rondom ons kyk, Here, van ons naby kringe, ons gesinne, tot daar ver, die vreemdeling, dan sien ons 'n wêreld, Here, wat U liefde nodig het.
En vanoggend kan ons net hier vanuit ons eie geleedere kan ons soveel stories vertel van love. Love changes everything. It changes hands and faces. It changes hearts. Dit verander toekomste. Verander mense se verwagting, hulle hoop, hulle uitkyk. Volgende Here as 'n gemeente, maar ook as elke individu wil ons vanoggend vir U ja sê. Ja vir U gebod. Gaan wees lief vir mekaar, soos ek julle lief het. Wees gasvry teenoor mekaar, die broederliefde moet bly. Dankie Here dat ons vanoggend U kan nooi, om die liefde net weer in ons harte uit te stort. Vul ons met dit, Paulus skryf dit so mooi in Romeine 5, hy sê die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Dankie vir wat U doen, Here. Ek bid vanoggend vir mense met spesifieke situasies, dalk moeilike situasies, dalk plekke waar harte hard geword het en miskien verbitterd en daar afsny was. Ek wil bid dat U in harte werk vanoggend, Here, om te weet, but there is a way. Love has a way. Vul ons met die liefde, Here. Jesus, your love at the center. Bid dit in Jesus naam. Kom ons staan op en sing ons hierdie lied. Sê Here, mag my lewe 'n lewe op die altaar wees, om te leef soos wat U geleef het.